Goeiemôre aan almal wat vanmôre inskakel by ons oggenddiens. Ons is dankbaar om weer dit aanlyn te kan hê. Baie welkom vanmôre by ons oggenddiens. Mag die woord van die Here baie kosbaar tot die hart spreek en soos Dawid sê, dat ons dit in ons hart bære. En ek wil ook vir jou vra dat jy jou Bybels nader trek en vir my oopmaak by Daniël 3. Ons is besig met die reeks oor radikaal in Christus. En ons het al verskeie boodskappe gebring oor die radikaliteit van Christus en wat hy verwag van ons as sy wedergebore kinders om radikaal te lewe. Vanmôre wil ek met jou kom praat oor nog 'n tema, radikaal waagmoed. Nou in die week, Dinsdag, nadat ek van die Herald afgekom het, het ek ingeskakel op Sky News kanaal 402, wat gaan en handel oor die oorlog van die inval van Rusland in Oekraïne. En 'n baie kosbare snit het daar gewys waar 'n 7-jarige dogtertjie die nasionale volkslied uit volle bors in 'n bunker gesing het vir 'n groot klomp mense wat skuil teen die aanvalle van Rusland. Daardie jong meisiekind was absoluut dit gesing met waagmoed en aan die einde was daar 'n pragtige handeklap gewees. Nou hierdie dogtertjie het groot waagmoed aan die dag gelig want sy begryp en verstaan die betekenis van die volkslied. Die volkslied van die Oekraïne is in 1991 verklaar as die nasionale volkslied en ek het gaan opsoek en kon dit in Engels vind wat uit Oekraïnies vertaal is. En dit sê vir ons die volgende: The glory and freedom of Ukraine has not yet perished. Spreek dit nie vir u van radikale waagmoed. En dan lees dit verder. Luck will still smile on us, brother Ukrainians. Our enemies will die as the dew does in the sunshine. And we too, brothers, will live happily in our land. Will not spare either our souls or bodies to get freedom, and will prove that we, brothers, are of Cossack kin. Ek wil die laaste 2 reëls weer lees. Will not spare either our souls or bodies to get freedom, and will prove that we, brothers, are of Cossack kin. Te midde van die oorweldigende aanval van Rusland in Oekraïne, wat betref dat hulle in alles die meerderheid het, en kom ek gee vir julle 'n paar statistieke. Rusland het 900,000 aktiewe dienssoldate teenoor die 250,000 aktiewe dienssoldate in die Oekraïne. 2 miljoen reserviste, terwyl die Oekraïne 100,000 reserviste het. Rusland 12,400 tanks. Oekraïne 2,586 tanks. Rusland 2000 T-64 tanks. Oekraïne 74 T-64 tanks. 9,950 T-72 tanks vir Rusland. 3,666 T-72 tanks vir Oekraïne. 'n geweldige hoeveelheid MiG-29 vegvliegtuie. Terwyl die Oekraïne ook 'n paar vliegtuie het, 225. Oorlogskepe is daar 8 in die Swart See. Oekraïne geen duikbote en slegs 2 oorlogskepe. Ek het bietjie gaan kyk na die gevolge en die huidige statistieke wat ek het, 949 pieces of Russia equipment been destroyed. Russia lost 164 tanks. 275 pieces of Ukrainian equipment been destroyed. Ukraine only lost 47 tanks. Die manne en die vroue
en die jong mense van 'n populasie van plus minus 47 miljoen is radikaal oorgegee, met radikale wagmoed, waag hulle hierdie oorlog. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky, wat op 20 Mei 2019 ingehuldig is as president, het die volgende gesê: He vowed to fight Russian forces in the forests, in the fields, on the shores and on the streets. We will fight till the end, at sea and in the air. We will continue fighting for our land, whatever the cost. Radikale waagmoed in 'n klein hoeveelheid populasie, bevolking, teen hierdie oorweldigende, en ek glo in my hart dat die Here ook wonderlik onderneem. En daarom wil ek vanmôre met jou kom praat oor radikale waagmoed vir die kind van God. Ek wil vanmôre sê die wedergebore kind van God, die bloedgewaste kind, want as jy nie weergebore is nie, dan is jy nog nie 'n kind van die Here nie, maar slegs 'n godsdienstige persoon. As wedergebore en bloedgewaste kinders in sy bloed gewas, roep hy jou en my tot radikale waagmoed in ons wandel met die Here en ook om deel te hê in die uitbreiding van sy koninkryk. Jy sien, Jesus was radikaal in alles. Sy geboorte was radikaal. Sy kinderjare was radikaal. Sy leefwyse was radikaal. Sy uitsprake was radikaal. Daarom wou die godsdienstige leiers hom doodgemaak het. En ons lees dit in Markus 14 vers 1. Sy uitsprake, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie, is 'n radikale uitspraak. En hy was radikaal selfs in sy dood. Daarom roep hy sy volgelinge om radikaal te wees in Matteus 10 vers 37. Dat ons lewe moet aflê. Ons gebruik hierdie woordjie radikale waagmoed. En hierdie woordjie waagmoed beteken twee betekenisse, want dit is twee woorde van waag plus moed. En hierdie woordjie waag in die eerste plek beteken in Engels to venture out, to take a risk, om jou lewe op die spel te plaas, om durf en moed aan die dag te lê. Want sonder risiko's kan 'n mens nie veel vir die Here beteken nie, presies soos in hierdie oorlog en die risiko's wat die Oekraïense mense neem. Om jouself bloot te stel aan verliese en teleurstellings en misverstande en steeds aan te hou om die Here te volg. Die woordjie moed letterlik beteken dapperheid, om onverskrokke in gevaar en in moeilikheid te wees. Om die moed van jou oortuiging te hê, om standpunt in te neem teen die leuen en die onreg. Om nie bang te wees om volgens Bybelse beginsels te leef nie. Om tot aksie oor te gaan ongeag die prys wat dit jou en my gaan kos, verwerping. Die martelare beland in die gevangenis. Waagmoed, weller, in die oorspronklike taal in Grieks, bestaan dan ook uit 3 elemente. In die heel eerste plek, die Griekse woordjie torsio, wat beteken fokus op jou innerlike gesindheid. Wanneer daar waagmoed is, dan gaan dit oor die regte gesindheid. Matteus 9 vers 21 tot 22, die vrou wat aan bloedvloeiing gely het. Sy het vir haarself gesê, as ek maar net aan sy kleed kan raak, sal ek gesond word. Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê, wees gerus dogter,
jou geloof het jou gered. Sy het die regte gesindheid gehad, maar dit het ook oorgegaan tot aksie. Die tweede element in hierdie woordjie waagmoed is die woordjie ethomeo in die Grieks wat beteken om bemoedig te wees en om bemoedig te bly. To be of good cheer. Filippense 1 vers 14 skrywe Paulus vanuit die gevangenis. Deur my boeie is die meeste broers ook in hulle vertroue in die Here versterk. En hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevrees te verkondig, want die woord bemoedig 'n mens. Die woord ondersteun 'n mens. Ek het nou die dag iemand besoek wat vir my sê hy het die Bybel 3 keer deurgelees en hy hou nie van die Bybel nie. Dis hoe hartseer en hoe tragies dit is, want die woord stimuleer en bemoedig 'n mens en inspireer 'n mens, want dis die werk van die Heilige Gees in jou en my. En dan die derde element, tomao, wat beteken om te fokus nou op die aksie wat voor my lê, Hebreërs 3 vers 6. Christus daarenteen is as seun getrou aan die kruis van God, en ons is sy huis as ons maar net met moed en oortuiging bly vashou aan wat ons hoop. Al gaan ons dit moeilik hê in hierdie wêreld, het Jesus gesê in Johannes 16:33, ek het die wêreld oorwin, maar hou goeie moed. So dieselfde om ten spyte van alles ons gesindheid en ook om tot aksie oor te gaan. Evelyn Underhill, wat in 1875 gebore is, het dit gesê: die man of vrou wie se lewe aan die Gees oorgegee is, kan bekostig om radikale kanse te waag. Hulle kan gevaarlik lewe uit die navolging van hulle Bybelse ideale. Hulle is verlos van baie vrese en van baie bekommernisse wat mense geweldig kwel, omdat hulle weet hoe onbelangrik besittings en die sogenaamde suksesse is waaroor mense hulle so maklik ontstel. Jy sien, daar is diepte, geestelike diepte in so 'n mens wat radikale waagmoed het, is daar geestelike diepte wat uit die bron van Christus, uit die bron van die Heilige Gees kom. Charles Swindoll, kosbare predikant, het in sy boek Growing Strong in the Seasons of Your Life die volgende gesê, en ek kan dit nie beter sê nie, daarom wil ek dit graag vir u lees. Hy praat van waagmoed. It has several names: bravery, valor, fearlessness, audacity, chivalry, heroism, confidence and nerves. En dan het hy nog 'n klomp noemname, naamlik guts, grit, gristle, backbone, pluck and spunk. But whatever the name, it has never met its match. The heights of the Himalayas only encourage it. The depths of the Caribbean merely excite it. The sounds of the war stimulate it. The difficulty of a job motivates it. The demands of competition inspire it. Criticism challenges it. Adventure arouses it. Danger incites it. Threats quicken it. That's another word for inner strength. Presence of mind against all odds. Determination to hang in there, to venture, to persevere, to withstand hardships. It is keeping power. En dis so belangrik dat die Here dit vir ons gee, keeping power. It's what makes the amputee reject pity and continue to take life by its throat. It's what forces every married couple having trouble never to say, let's terminate. It's what encourages the divorcee to face tomorrow. It's what keeps the young mother with the kids in spite of personal energy crisis. It's what keeps a nation free in spite of the attacks. En dit is wat die bevolking van Oekraïne sê en hulle moet gee.
Nou ons het 'n klomp radikale persone met waagmoed, waarvan die Bybel dan ook vir ons wys, en ek wil graag 'n paar noem. Ek het gevra om vir my oop te maak by 1 Samuel 17. Ons lees daar van Dawid en Goliat. En ek haal die volgende vers en jy kan saam met my kyk. Vers 32 sê Dawid, hierdie klein skaapwagter, sê hy vir koning Saul, 'n mens moenie oor hom moedeloos word nie, sê Dawid toe vir Saul. Ek sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. En Dawid kon nie die soldaatklere aantrek wat Saul voorsien het nie, en hy trek sy eie klere aan, en dan lees ons, Dawid het dit uitgetrek, vers 40. Hy het sy kierie in sy hand gevat, 5 gladde klippies in die spruit uitgesoek, en dit by die skaapwagtersgoed in sy slingersak gesit, en met sy slingerval in die hand, het hy na die Filistyn gehardloop, sê die ou vertaling. Let op die waagmoed. Dink Dawid was iets soos 5'4", 5'5", Goliat iets soos 9'6". Het hy gehardloop na sy vyand. 'n tweede voorbeeld, die 3 vriende van Daniël in die brandoond. En dit sê vir ons in die Engelse Bybel, Daniël 3:16-19, Daniel's 3 friends are accused of disobedience. En hoor wat sê hulle. Shadrach, Meshach and Abednego answered, Your Majesty, we will not try to defend ourselves. If the God whom we serve is able to save us from the blazing furnace and from your power, then he will do so. But even if he doesn't, Your Majesty may be sure that we will not worship your God, and we will not bow down to the gold statue that you have set up. En dan lees ons in die volgende vers, dat hy briesend kwaad geword het. Ek wil vir jou vanmôre kom sê, as jy radikale waagmoed het, en jy neem standpunt in, gaan mense vir jou kwaad word. Gaan mense aggressief teenoor jou optree. Gaan mense vir jou spot, en sekere dinge vir jou toevoeg. Maar jy en ek moet bly staan, want dit kos waagmoed teen hierdie aanslag. 'n derde voorbeeld, Daniël in die leeukuil. Daniël 6:24, en jy sien daai voorbeeld, want die Here het die bekke van die leeu's gesluit, en daar's 'n rede daarvoor, en ons lees dit in vers 24. Toe antwoord Daniël, mag die koning baie lank lewe. My God het sy engel gestuur om die bekke van die leeu's toe te sluit, sodat hulle my niks kon aandoen nie, want hy het bevind dat ek nie teenoor hom, God, oortree het nie. En ook teenoor u ook, koning, het ek nie oortree nie. So die integriteit van Daniël, die eerbaarheid van Daniël, die toegewydheid van Daniël, het vir hom waagmoed gegee om dit aan die koning te kon sê. 'n vierde voorbeeld van radikale waagmoed, Elia en Agab, daar die slegte Israel koning, en die Here stuur Elia om 'n boodskap aan koning Agab, 1 Konings 18 vers 15 tot 28 oor te dra. Maar Elia sê vir Obadja, so seker as die Here leef, die Almagtige in wie se diens ek staan, ek sal sorg dat Agab my vandag nog te siene kry. Toe gaan Obadja na Agab toe en vertel hom, en Agab het na Elia toe gekom, en net toe Agab hom sien, sê Agab vir hom, is dit jy wat die dood oor Israel bring? En Elia antwoord, dit is nie ek wat die dood oor Israel bring nie, maar jy en jou familie. Julle het die gebooie van die Here verontagsaam en die Baals gedien. Roep dan nou die hele volk van Israel bymekaar met al die Baal profete, en ons weet wat op die berg Karmel gebeur het, toe die Here vuur uit die hemel gestuur het. 'n vyfde voorbeeld van radikale waagmoed was die persoon van Job. Nadat Satan hom geslaan het met bose swere en hy alles verloor het, sien ons nog sy innerlike moed
en sy innerlike integriteit. En dan lees ons die volgende, waar die Here vir Satan sê, "Did you notice my servant Job?" The Lord asked, "There is no one on earth as faithful and good as he is. He worships me and is careful not to do anything evil." En dan kom sy vrou by hom en sê, "You are still as faithful as ever, aren't you? Why don't you curse God and die?" En dan kom hierdie waagmoed by Job na vore. Job answered, "You are talking nonsense. When God sends us something good, we welcome it. How can we complain when he sends us trouble in spite of everything he suffered?" Job said nothing against God. Wow, geestelike diepte, innerlike geestelike diepte. En dan 'n laaste voorbeeld van radikale waagmoed is toe Moses die Here die 10 plaae aankondig en hy met Moses praat en Moses dan na Farao stuur. In Eksodus 7:14 tot 23 en ons lees die volgende vers 14. Die Here het vir Moses gesê, "Die Farao bly onversetlik. Hy aanweier om die volk te laat trek. Gaan môre vroeg na die Farao toe. Hy sal juis op pad wees water toe. Gaan wag vir hom langs die Nyl met die kierie wat in 'n slang verander het in jou hand." Toe het Moses en Aaron gedoen presies wat die Here hulle beveel het en hulle het Farao aangespreek. Maar Farao het verkies om sy hart te verhard. Daarom wil ek vir u vanmôre kom sê vir myself en vir u, it is impossible to live victorious for Christ if there is no radical valor or courage in our hearts and in our lives. Nou meer as ooit tevore het ons manne en vroue en kinders nodig met wat radikale waagmoed waag, om nie meer tingerig in ons geloof te wees, om nie meer draadsitters te wees nie, maar om standpunt in te neem vir die Here. Ons kort manne en vroue en kinders wat radikaal sal lewe en radikale waagmoed aan die dag sal lê. As ons vir die Here iets wil beteken, dan moet ons radikaal waag elke dag. Daarom met radikale waagmoed wat die Gees van God vir ons gee, kan ons elke dag tegemoet gaan en die Here vertrou. Want onthou, ons is ook in 'n geestelike oorlog betrokke teen die vyand, Satan en sy trawante, gevalle engele. En wat wil hy doen met Christene? Hy wil hê ons moet quit. Hy wil hê ons moet tou opgooi. Hy wil hê ons moet handdoek ingooi. Hy wil hê ons moet draadsitters wees. Hy wil hê ons moet hink op 2 gedagtes. Hy wil hê ons moet middelmatige Christene wees. Hy wil eintlik hê ons moet afdwaal en flou Christene wees. Hy wil hê ons moet dubbelhartig wees. Hy wil hê ons moet vrees vir elke ding. Dat ek maar eerder stil bly en nie 'n ripple effek veroorsaak nie. En nie standpunt inneem nie. En nie iemand konfronteer nie, laat ek maar eerder stil bly en die vrede bewaar. Lukas 9 vers 26 sê vir ons, daar was volgelinge van Christus wat hulle vir Christus geskaam het en weggedraai het. Terwyl die Here ons roep om standpunt in te neem vir sy woord en vir sy waarheid. Want jy sien, ons krag lê in Christus. Ons waagmoed kom nie uit onsself nie. Dit kom vanuit Christus deur die werking van die Heilige Gees. Handelinge 1 vers 8. Julle sal krag ontvang, dunamis, dynamite, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria, en tot aan die uiterstes van die wêreld. En die Christen het van 120 tot 3000 tot 5000 gegroei tot die hele klein Asië.
Ons is nie ons eie bron van krag nie. Christus is ons onuitputbare bron van krag. 2 Timoteus 1 vers 7. God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid, 'n spirit of timidity gegee nie, van lafhartigheid gegee nie, maar van krag, dunamis, van liefde, agape, en van selfbeheersing, om waagmoed aan die dag te lê. Nou hierdie waagmoed is nie om ons eie dinge te doen, of te dink dis wat ek moet doen nie, maar hierdie waagmoed moet daar wees om my lewe in Christus te bevorder, my leefwyse in Christus te gebruik, om te lewe volgens die woord. Hierdie waagmoed kom na vore in hoe en jy en ek in die Here lewe daar buite. Om steeds ons integriteit te behou, om steeds ons eerlikheid te behou, ons eerbaar te lewe, om nie te speel met sonde nie, om getrou te bly te midde van mense se opinies, om nie moedeloos te word en op te gee nie, om in sy liefde te wandel ten spyte van. Spreuke 29:25 sê vir ons, as jy vir mense bang is, kan jy in 'n struik beland. Maar as jy jou vertroue in die Here stel, is jy veilig. Hebreërs 13 vers 6. Daarom kom ons met vertroue om te sê, die Here is my helper, en ek het ook geen vrees nie, en wat kan 'n mens aan my doen? En dit moet deel word van ons lewe en 'n waarheid in ons wortels skiet. Daarom is dit belangrik om radikale waagmoed te hê, dit verg vasberadenheid om met 'n doelgerigte verhouding met God te lewe. Wees vasberade. Dit verg vasberadenheid om met doelgerigte geesdrif te lewe. Vasberadene beteken wese dieselfde as om nooit moed op te gee nie. Hierdie gesindheid is die kenmerk van alle wenners, nie verloorders nie, wenners. Mense wat hulle drome droom, struikelblokke te bowe kom, hulle drome verwesentlik. Sulke mense is nie bloot net gelukkig nie. Hulle is nie met die goue lepel in die mond gebore nie. Hulle het eenvoudig gedoen wat nodig was, want hulle het die woord in hulle hart kom bære. Dit verg vasberadenheid om met doelgerigte geesdrif te lewe. Maar dit sê ook vir ons verder, moenie tevrede wees met 'n tweedehandse verhouding met God nie. Kom ek sê dit weer. Moenie tevrede wees met 'n tweedehandse verhouding met God nie. Dit is nie die lewe van doelgerig geesdrif waartoe hy jou roep nie. As jy God persoonlik ken, sal jy kan staande bly onder die moeilikste omstandighede. En ek kyk na die oorlog en ek sien hoe hierdie mense staande bly, mekaar ondersteun. Dit sal jou veilig laat voel, in staat stel om jou vrese te oorwin. Dit sal jou die versekering gee dat hy altyd by jou is, ongeag of sy teenwoordigheid kan aanvoel of nie. Hy skenk jou sy vergifnis en genade, sy genesing en sy guns. As jy God waarlik ken, hou dit jou gees driftig vir die lewe en dit hou jou brandend. As ons sien hoe lieflik en wonderbaar hy is en besef wat hy alles uit liefde vir ons gedoen het, kan ons nie anders as om sy wil te soek en radikaal waaksaam vir hom te lewe nie. Vasberadenheid is onontbeerlik vir sukses, ook in ons soeke na God. Paulus het gesê hy is vasbeslote, he's determined om God te leer ken. En die vraag aan jou en my, is jy en ek vasberade om God beter te leer ken? Dan moet ons sy woord lees en ons moet sy woord bestudeer om hom beter te leer ken. Vasbeslote om God intiem te leer ken en om sy wil te ontdek,
om jou bes te doen, om uitnemend te wees, om jou roeping te vervul, om met doelgerigtige geesdrif te lewe. Is jy en ek vasbeslote om jou lig te laat skyn in 'n donker wêreld? Gaan jy dit waag om een van daardie seldsame mense te wees wat entoesiasties, hartstogtelik en opgewonde is oor God en om hom te dien met oorgawe? Gaan jy die res van jou lewe met waagmoed aanpak en nooit weer eendag sonder toewyding, geesdrif en entoesiasme te moet gaan nie? Ek daag jou uit vanmôre om jou daartoe te verbind. En my gebed is dat jy bewus sal wees van God se teenwoordigheid terwyl jy in jou lewe met radikale waagmoed lewe. Mag die Here jou en my hierin help. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U dit vir my moontlik maak deur Christus om voluit vir U te lewe. Dankie dat ek dit nie in my eie krag kan doen en hoef te doen nie, maar dat U dit vir my moontlik maak deur die Heilige Gees. Help my en elkeen vanmôre wat ingeskakel het, om met radikale waagmoed vir U te lewe. Daarom kon Paulus sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Amen.